Hallo vriende en baie welkom hier. Dit is lekker dat jy vandag saam met ons kuier hier op 3-eenheid Sondag. En mag jy daar waar jy is, soos wat jy na hierdie boodskap luister, opnuut God drie-enig se teenwoordigheid ervaar. Nou, vanoggend op 3-eenheid Sondag fokus ons op God drie-enig en dit is dan tradisioneel na Pinksterfees wat ons hierdie Sondag vier. En Dominee Enje het die afgelope Pinkster redelik noukeurig gekyk na onder andere die belydenis van Nicea, wat vir ons iets van God probeer sê, iets van ons verstaan en wie God is, probeer kommunikeer. En dit is al van die vroeë kerk af, wat gelowiges met hierdie vraag worstel oor wie is God en wie sê die Bybel is God. Nou, 'n belydenisskrif is nou natuurlik, funksioneer natuurlik as 'n lens en help ons om in die groter prentjie van die Bybel God drie-enig te probeer verstaan. Nou, wanneer ons na die Bybel kyk, is daar nie noodwendig 'n spesifieke teks wat sê, hierdie is hoe God drie-enig aan mekaar gesit is nie. Maar soos wat ons ook na Johannes 16 kyk vandag, is daar tekste wat vir ons hierdie kompleksiteit van wie God is, wat amper bo ons verstaan is, probeer gee. En ek wil jou uitnooi om, wanneer ons Johannes 16 lees, om opnuut in verwondering te staan oor God drie-enig, die een wie ons aanbid. En alhoewel ons dit nie heeltemal kan verstaan of begryp nie, om nog steeds in verwondering te staan oor God drie-enig en dan natuurlik dat God se wese ons uitnooi om die wêreld in te gaan en om te gaan getuig. Kom ons lees wat sê Johannes 16 en ons lees van vers 4 af. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en nie een van julle vra my, waarheen gaan jy nie? Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Een van die baie bekende ikone van ons tyd is deur Andrei Rublev geskilder. Dis 'n 14de eeuse monnik of kunstenaar van Rusland. En hy het in hierdie ikoon, het hy God drie-enig uitgebeeld. En dan spesifiek Genesis gebruik en die verhaal waar die 3 engele vir Abraham kom besoek. En in hierdie ikoon kan jy eintlik sien hoe al 3 persone van die 3-eenheid dieselfde lyk, maar ook anders is, ander klere dra, hoe hierdie 3 persone ook ander manier het om hulle funksies uit te beeld. En alhoewel dit baie treffend is, skiet dit eintlik te kort om regtig uit te beeld wie God drie-enig is, hoe hy funksioneer, wat hy is en hoe ons hom moet verstaan. Want om eerlik te wees is hierdie konsep van God drie-enig ver bo ons verstaan. Die belydenisskrifte probeer iets daarvan uitbeeld, maar val ook te kort en in mensetaal is eintlik maar net nie genoeg om die wonderbaarheid van God drie-enig te begryp of te beskryf nie. En daarom sê mense ook maar gereeld
dat God die enige is so groot en so wonderlik, en so onverstaanbaar, dat ons maar dit net so moet aanvaar. Maak nie saak hoe ons hiermee worstel nie. As ons altyd vra, krap ons altyd kop oor hoe dit presies werk en hoe die drie eenheid saamgestel is. In die afgelope tyd is daar ook geïnteresseerdheid en herontdekking van die drie eenheid. Soveel so dat die NG Kerk onder andere een van daardie kerkdenominasies is wat in ons kerkorde ingeskryf het, dat ons glo dat ons opgeneem word in God se sending. En die hart hiervan is die drie eenheid. Soos wat God die Vader Christus stuur, so stuur Christus die Gees. En so word ons dan ook deur God drie eenig gestuur. En iets daarvan sien ons in Johannes 16. Iets daarvan hoor ons in Christus se woorde wanneer hy met sy disippels meedeel dat hy moet sterf en dat hy hulle gaan verlaat. En die heel eerste ding wat ons hier so hoor is dat God die Vader is die een wat vir Christus gestuur het. God is die initieerder van Christus se sending en dan ook die sending wat ons in die wêreld doen vandag. Jesus sê in vers 5, ek gaan nou na die een toe wat my gestuur het. Ja, die Vader het Christus gestuur. Hy is die een wat die inisiatief neem. En ons sien dit reg deur die Bybel. En ook in die stuur van Christus is hy die een wat inisiatief geneem het. En daarom, liewe vriende, moet ons besef dat God is die hart van ons sending na die wêreld. En ons kan nie besluit om sending te doen nie. Nee, wanneer ons vanoggend hierdie boodskap hoor en hierdie teks lees, dan moet ons besef dat ons tree in God se sending in. Ons gaan daar waar hy reeds besig is. So dis die heel eerste ding, dat God die Vader is die hart van ons sending en ons missionale denke. En dat ons gaan daar waar God reeds besig is. Die tweede ding wat ons hier lees, liewe vriende, is dat dit die Gees of die Parakletus wat spreek. En ons lees hierso in Johannes 16 dat dit die Gees is, sê Jesus, wat ons sal oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Dat dit die Gees is wat ons bewus maak van ons sonde. Dat dit die Gees is wat ons bewus maak dat ons nie uit onsself uit regverdig gaan word nie, maar slegs deur Christus. En dat dit die Gees is wat ons bewus maak dat Christus ook kom om weer te oordeel. En dat deur Christus se dood die oordeel klaar plaasgevind het. Ja, vriende, dis die Gees wat ons vorm, wat ons lei, wat ons oortuig. En is hierdie Gees wat Christus ook stuur nadat hy opvaar na die hemel toe. En in die derde punt sê Jesus dat die doel van sending is juis hy, Christus, die werk wat hy bewerkstellig het, die rede waarom hy gekom het. Liewe vriende, dit is die boodskap wat ons ook moet uitdra. Christus het die dood oorwin. Hy sit aan die troon. En is God drie enig wat in sy wese en in hierdie perfekte verhouding van sy drie persone van liefde ook vir ons lief is en in hierdie verhouding en in liefde ons ook stuur. Vriende, wanneer ons na God drie enig kyk vandag, dan moet ons besef dat in God se wese is hy 'n sturende God. 'n God wat vir Christus stuur, 'n God wat die Gees stuur, en 'n God wat vir my en vir jou stuur, om met hierdie wonderlike evangelie boodskap die wêreld in te gaan. Ja, ons hoef nie te wonder waarheen om te gaan of wat om te sê nie, want ons ken die evangelie boodskap. Ons ken vir God, en as ons vir God ken, dan weet ons wat die opdrag is, dan weet ons wat om te sê. Ons ken die boodskap wat verkondig moet word. Soos Christus gestuur is, en soos die Gees vir ons gestuur is, so nooi God drie enig ons uit, om die wêreld in te gaan. Om as gestuurdes te gaan daar waar ons elke dag is, en daar waar ons met mense omgaan. Ons word regtig uitgenooi, liewe vriende, om as gestuurdes hier die evangelie boodskap saam met ons te dra.
en om te weet dat die wese van God is die een wat stuur. Hy is klaar besig in die wêreld. En hy vra vir my en vir jou, stap saam met my hierdie pad. Die vriende, ons lewe in 'n onstuimige wêreld. 'n wêreld wat vir Christus so nodig het. 'n wêreld wat op hierdie stadium deur armoede verniel word, wat gedreig word deur 'n kernoorlog. En Christus sê vir ons, gaan maak my bekend. En ons hoef nie ver te gaan nie. Ons kan sommer net hier waar ons geplaas is en waar hy deur en in ons werk, daar waar ons met mense omgaan, dis daar waar hy ons roep. Maar in die besondere vanoggend, raak bewus van wie God is. Raak bewus van die kosbare roeping. Raak bewus dat in God se wese is hy 'n sturende God. En dat ek en jy geroep word om deel te neem aan hierdie sending na die wêreld. Mag ons hierdie uitnodiging aangryp, mag ons dit omhels en mag ons met gewillige voete ook gaan daar waarheen God ons stuur. Amen. Here, dankie dat ons gestuur word na die wêreld en dat stuur deel is van wie U is. En soos die Vader vir Christus stuur en soos wat die Vader en Christus die Gees stuur, soos ons gebed dat U ook vir ons sal stuur. En mag ons, wanneer ons na U soek, 'n God sien wat in liefde, in volmaakte liefde, nie net homself stuur nie, maar ook vir ons. Dankie Here dat U ook hierdie kosbare boodskap vir ons gee en dat dit ons nie net verander nie, maar dat ons gestuur word sodat dit anders kan verander. Ons eer U vandag daarvoor. Help ons om getrou te bly aan hierdie roeping, aan hierdie sending na die wêreld. Amen.